kan so 'n kinderlike ontspanning beleef, wanneer ons weet ons Vader het dit. Dankie dat U ons, soos in Engels sê, you've got our backs. En mag het, waar daar vanoggend vrees en vrae en onsekerheid en ongelukkigheid in ons gees is, mag U dit kom verander met 'n vertroue en 'n opgewonde afwagting oor wat ons Pappa vir ons kan doen. Kom bedien elkeen van ons op so 'n spesiale manier, dat wanneer ons hier ingestap het dalk met 'n klomp ladings, laste en vrae, dat ons hier kan uitstap met 'n nuwe lied in ons hart en vrede. Dankie vir die vrede van God wat alle verstand te bowe kan gaan. Mag dit as het ware soos 'n narkose besit neem van ons emosies en ons gees aktief 'n vertroue in U hê. Dankie ook nou vir die woord. Dankie dat ons mag vra dat U deur die woord aan die woord sal kom en ons sal bedien en sal oplig en sal raak. Mag die Gees tussen ons vloei, mag waar daar doodsheid en stikkend is, mag U lewe en heling bring. Ons is oop, gesels met ons. Die diensknegt, U diensmaagd luister. Word U verheerlik. Ons bid dit in die kosbare naam van ons voorspraak, ons hoërpriester, ons verlosser, Jesus Christus. En almal sê, Amen. Dankie vir jou deelname. Jy is welkom om jou sitplek in te neem, behalwe die kinders. Julle glip gou daar na deur 2 toe en Andrei wag daar vir julle. Hy gaan gou vir julle 'n werkspakkie gee. Maak seker, nee, Andrei is daar in die middel. So vir almal van albei kante af gou maklik te maak. Terwyl julle kinders julle pakkies gaan kry, maak seker dis nie vir pappa en mamma nie. En kyk asseblief en steek jou hand op as pappa en mamma nie luister nie. Hulle moet hulle aandag gee en julle kan 2 goed doen. Groot mense kan nie. Groot mense kan nie een ding doen, hulle moet luister. Julle doen julle inkleerpakkies, na die tyd gee julle dit vir ons terug en ons gaan graag wil sien hoe lyk julle kunswerke. So mag julle ook 'n sinvolle tyd hê terwyl julle ook so met die stel ore na die Here luister. Dis winter. En dis gewoonlik die tyd van die jaar wat almal op een of ander manier ingestel is op temperatuur. En temperatuur is, as ons mekaar sien, die eerste reaksie is gewoon, is koud vanoggend. Dis warm. Daar's altyd 'n reaksie hierdie tyd van die jaar, maar 'n groot deel van die jaar, ek dink temperatuur beïnvloed ons meer as wat ons besef. Inteendeel, dis lewensnoodsaaklik. Dis, onthou jy, en die van julle wat babatjies het, die babakamer se temperatuur moet net reg wees. So 'n klomp van ons wat betrokke is met hoenderhokke. En as daar nou iemand is in ons gemeenskap wat vir jou kan sê wat die minimum en maksimum temperature is, dan is dit ons hoenderboere. Want hoekom? Die temperatuur in die hokke is van kardinale belang. Grondtemperatuur tydens planttyd. Van ons boere die afgelope plantseisoen het gehoeha oor die feit dat die grondtemperature was hopeloos te hoog op 'n stadium vir die saad wat reeds in die grond is. Partykeer, almal van ons het ergens al 'n storie van daai motor engine wat oorverhit. En die implikasies, dit kan jou laat gaan staan langs die pad. Wanneer jy kos maak, die vuur se hitte moet ons reg wees. Die oond. Baie keer is 'n resep alles reg gedoen, maar die oond se temperatuur was of te laag of te hoog. Wanneer jy dokter toe gaan, een van die eerste dinge wat hy doen is om te kyk na jou temperatuur. Hoekom? Dis maak of breek, vir dit sê jy het 'n koors, iets is fout. Dit speel selfs 'n rol in ons verhouding met die Here. Vir Jesus is dit so belangrik as hy na sy kerk kyk, dat hy eintlik wil weet, wat's ons temperatuur? Hier is wat Jesus vir 'n gemeente sê in Openbaring 3 vers 15 en 16. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is. Nie warm, nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So sy my saamstem dat die verkeerde temperatuur het slegte gevolge. En nie net in die praktiese wêreld nie, maar ook geestelik. So hier's 'n vraag. Hoe lyk jou geestelike temperatuur vanoggend?
As die Heilige Gees kon kom en met 'n geestelike termometer vir ons 'n aanduiding gee van dis waar ek ver oggend geestelik staan. Volgens Jesus, interessant genoeg hier in Openbaring is koud wanneer jy ver van die Here af is, jy leef op jou eie, jy's yskoud. Dis nog aanvaarbaar. Lou is vir hom die groot probleem. Aan die ander kant wat hy na smag is dat ons warm sal wees. Die mikpunt is dat elkeen van ons vandag by kookpunt sal wees, brandend, skynend, vuurwarm, dat daar vrymoedigheid is, inteendeel dat ons vurig sal wees vir die Here. Dis sy droom, dis as hy ons wil meet, wil hy die heeltyd seker maak as individue, maar ook as 'n gemeente, ons is vurig, ons is daar waar God wil hê, ons uiteindelik tot ons volle reg kan kom. Want dis daar waar bonatuurlike vrug en resultate kom, nie wanneer ons so is nie. So hoe bereik jy 'n toestand van vurige volgelingskap? As ons temperatuur dalk nie lekker is waar dit moet wees in God se oë nie, hoe kom ons daar? Want om vurig te wees en bonatuurlik deur die Here gebruik te kan word en die gevolge te kan beleef van wanneer ons regtig op die perk is of op die punt is waar God ons maksimum kan gebruik, dit het niks te doen met jou geleerdheid nie, niks te doen met jou opleiding nie, niks te doen met hoe kundig jy is, jou kennis nie, niks te doen van hoe lank kom jy al in 'n kerkkultuur aan, hoeveel keer het jy al die Bybel gelees, hoeveel Bybelstudiereeks het jy al deurgewerk nie. Inteendeel, die hele Bybel gaan daaroor dat God letterlik van Genesis af tot reg teen die einde in die Bybelgeskiedenis en stories gewone mense gebruik het om buitengewone dinge te doen. Dit was nie die kundiges en die slimstes en die mense wat altyd die mees ervare was nie. Onthou jy klassieke voorbeelde? Ek weet nie van jou nie, maar as ek die wêreld deur 'n vloed wil red, dan sou die eerste fokuspunt wees om nou iemand te kry wat 'n foodie is met bote bou. Noag het geen bootboukennis gehad nie. Maar God gebruik 'n gewone persoon en hy doen 'n buitengewone ding. Abraham, jy gaan die vader wees van nasies. Abraham het nie kinders nie. Josef, jong laaitie met 'n groot droom. En God sê ek gaan jou gebruik om oor die wêreld te regeer. Wanneer ek na 'n koning vir 'n volk kyk, sou ek nie noodwendig gaan kyk na 'n skaapwagter nie. God kies Dawid. Wanneer hy Gideon gebruik om sy volk uit te lei, vind jy vir Gideon besig om weg te kruip. So bang is hy dat hy dalk gevang gaan word en God kies hom en gaan luister weer en gaan kyk weer na Gideon se roeping. Wanneer die engel van die Here na hom toe kom, dan sê hy vir hom: "Wees gegroet, o dapper held." Gewone mense wat buitengewone goed vermag het. In die Nuwe Testament vind ons vir iemand soos Petrus en Johannes. En die storie waarby ons stil gaan staan vandag is net na die geboorte van die vroeë kerk in Handelinge, is hulle op pad hier rondom 3:00 die dag gebedstyd volgens die ou tradisie nog by die tempel en op pad soontoe is daar 'n verlamde man wat bedel en hulle genees hom. En dit het skielik aandag getrek want almal weet as jy so laat daar aankom, sit die persoon maar daar en baie mense was al voorberei, onthou om jou rand te vat want daai persoon sit en bedel daar. En skielik is hy nie meer daar nie, inteendeel, jy kan dit nie glo nie. Hier loop hierdie ou rond en hy vertel vir almal ek kan loop, ek is genees. Mense begin nader stroom na Petrus hulle toe, soveel so dat Petrus die kans gebruik, Handelinge 3, om vir hulle van Jesus te vertel. En hulle word egter deur lou warm godsdienstige leiers gearresteer en toegesluit. En die volgende dag eers ondervra en hierdie godsdienstige leiers wat nou maar redelik louwarm is in hulle godsdienstbelewenis, probeer uitvind hoe op aarde kon hierdie twee gewone ouens wat nie deur die geestelike opleidingsranks gekom het wat hulle is nie, hoe kan hulle sulke buitengewone dinge beleef? Dink bietjie saam met my.
oor hierdie gewone mense. Hier is hoe Lukas dit vir ons beskryf in Handelinge 4, vers 13, wanneer die gesprek en die verhoor nou aan die gang is van, hoe is hierdie gewone ouens so buitengewoon? Die Bybel sê vir ons in vers 13, die Joodse raad was verbaas, toe hulle ook Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet, dat hulle maar ongeleerde en eenvoudige mense is. Hierdie gewone, eenvoudige, ongeleerde mense het bonatuurlike goed gedoen. Niemand kon dit nog reg kry nie, en hulle kom en hulle sê in die naam van Jesus. Hoe is dit moontlik? Wat baie spesiaal is, en ek wil hê jy moet dit nie mis nie, is dat die Griekse woordjie vir daai eenvoudige mense, in ons Bybels word dit eintlik baie ordentlik vertaal. Klink eintlik baie mooi. Die oorspronklike Griekse woordjie, ons sit hom vir jou op die skerm, is die Griekse woordjie, en ek weet nie of jy hom herken nie, dis die woordjie idoites. Dit beteken an ignoramus, iemand wat totaal en oningelig is, an ignorant or an unlearned person, an idiot. Die waarneming, die opinie, die gevolgtrekking van die geestelike leiers, die godsdienstleiers, wanneer hulle na Petrus en Johannes kyk, is, hierdie ouens doen buitengewone, bonatuurlike goed, en hulle is eintlik idiotes. Dat hulle so verstom is, hoe kan dit moontlik wees? Onthou jy vir Scar in Lion King, wat sy oë rol vir die klomp niks werd hyenas rondom hom, en dan sê hy moedeloos, I'm surrounded by a bunch of idiots. Onthou jy dit? Wat my so bemoedigend is van Jesus, hy rol nie sy oë vir idiots nie. Hy sien die potensiaal. Hy sien die potensiaal in idiots, gewone mense. Gewone mense wat dom genoeg is om te glo dat Jesus regtig is wie hy sê hy is. En wat regtig glo dat hy kan doen wat hy sê gedoen kan word. Idiotes wat met genoeg oortuiging kan sing, is die een wat u sê sal altyd waar word. Die woord bly altyd staan. U is wie u sê u is. U is die weg, u is die waarheid. Daar's net een, en dis u. Idiote wat glo dat by ons God is alles moontlik. En as ons by God is, wie kan ons teëstaan? Jy sien, Jesus het hierdie besondere missie, met hierdie besondere missie aarde toegekom, om vir mense hierdie uitsonderlike andersoortige soort lewe te gee, wat buitengewoon en bonatuurlik is, en deel van sy strategie was om 12 gewone mense, idiote, te vind, en hulle toe te rus, en hulle te vertrou met sy boodskap om die wêreld te gaan infiltreer met die feit dat hy regtig gekom het en op pad is om 'n nuwe stelsel en 'n nuwe koninkryk te vestig. Wie kies hy? Wie kies hy om deel te wees van sy binnekring? Die bes opgevoedes, die akademiese reuse, die mees welsprekende, oortuigende kommunikeerders, die invloedrykers in die gemeenskap, die talentvolles, die skerpstes, allermins. Hy kies die idiote, die eenvoudiges, die ongeleerdes. Hulle het bestaan uit onafgeronde vissermanne, skelm belastinggaardes, bombastiese hemeuriges, skaam teruggetrokkenes, die onseker skeptici. Wasn't really a dream team. Selfs wanneer Jesus met mense sosialiseer, was dit allermins die welvarendes en die gesienes en die invloedrykes. Dit is eintlik baie opvallend en baie merkwaardig dat Jesus niemand uit die godsdienstige kringe kies. Nie een van die wat met groot moeite en inspanning gekwalifiseer het, wat die wet kan swat het, die profete leer ken het, seker gemaak het die 600 plus
wette wat daar is van Moses om almal nougeset te volg, sodat hulle uiteindelik deel kan word van die geestelike uitnemende elite en erkenning kan kry as fariseërs of sadduseërs. Hulle kundigheid was vuurwarm, maar hulle was geestelik lou. En wie roep Jesus? Die alledaagse, die gewones, die eenvoudiges, die ongeleerdes, die onopgevoedes, die onafgerondes, die idioote, die koue mense, loues, ouens wat dink hulle is reg, hy kan niks met hulle doen nie, maar die koues, hy het baie hoop vir hulle. Die mense wat dom genoeg is om in hom te glo. Dis so anders as vandag. Vandag word die verwagting geskep, as jy regtig brandend wil wees vir die Here en bonatuurlike dinge vermag, dan moet jy 'n reus wees en jy moet 'n klomp kundigheid en so meer agter jou naam hê. Ons moet eers genoeg wees alvorens die Here ons kan gebruik. Maar die goeie nuus is, en ek onthou hierdie aanhaling van my kindsdae af wat my so geraak het toe die Here my roep, en dit was, God doesn't call the prepared. He prepares the called. Ons dink die Here soek en gebruik diegene met die lysste kwalifikasies en die ervaring en die kundigheid en die opleiding en die toerusting en die geleerdheid en die status en die gewildheid en die populariteit en die voorkoms en die lysie gaan aan. Want ons kyk na die uiterlike. Jesus kom en hy kyk na die harte en hy sê ek soek gewone mense. Idioote. Maar nie gewone alledaagse idioote nie. Want jy sien hom te sê, o ek sê idioot, God gaan my gebruik. Nee, daar kan iets gevaarlik daar uitkry. Die verskil is, die raadslede kyk na Petrus en Johannes en besef, hierdie is twee idioote. Maar, vers 13 gaan aan om te sê, die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. Jy sien die verskil kom. Ek kan koud wees en 'n idioot wees. Maar wanneer ek 'n volgeling van Jesus word, dan trek dit aandag. En dan is jy nie lou en godsdienstig nie. Dan word jy brandend en kragtig en jy val skielik in die kategorie van iemand met die potensiaal om buitengewoon in God se hande te kan funksioneer. So het hulle volgelinge van Jesus geword. Stap saam met my deur Petrus se storie vinnig. By Petrus ontdek ons nommer 1. Om 'n vurige volgeling te word, was daar 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. Was gewone mense, maar hulle het hierdie dinamiese verskil gehad. Dit wat die X-faktor wat hulle anders gemaak het. Hulle het Jesus ergens persoonlik ontmoet. Bedoel nie net van hom gehoor nie, daar was 'n belewenisverandering en hulle het hom persoonlik leer ken. Die agtergrond hiervan vind ons onder andere in Lukas 4. Lukas 4 vers 38 en 39 sê, toe Jesus die sinagoge verlaat het, hy was in Kapernaum, net by agtergrond hierso. As jy die see van Galilea op 'n kaart sien, heel bo aan die noorde kant van die see, so 'n lang meer, en aan die bokant is Kapernaum. Jesus was daar in die sinagoge, vers 38 sê, toe Jesus die sinagoge verlaat, het hy na die huis van Simon toe gegaan. Simon se skoonma, die skoonmoeder van Simon, het siek gelê met 'n ewige koors. En hulle het hom gevra om iets vir haar te doen. Hy het by die koppenend van die bed gaan staan, die koors bestraf, dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Hoor jy die verskil wat skielik gebeur het? Hier's sy skoonma, hy het eintlik gehoop, hy kom vat haar, want skoonma's kan nogal 'n uitdaging wees, maar dis 'n preek vir 'n volgende keer. En ek dink sy was skerry geweest, want hy het by die koppenend gaan staan. Hy het net by die koppenend gaan staan. Wanneer hy die koors aanspreek, het dit dan nie net onmiddellik verlaat nie. Sy was skielik springlewendig, sterk genoeg om vir hulle kos te maak en hulle te begin bedien. Dit was die begin van Simon se transformasie. Van 'n idioot, van net 'n gewone, na 'n buitengewone visserman. En dan was hierdie persoonlike verskil om te kan sien, wow, hierdie Jesus, hier is iets anders. Ek wil meer van hom weet. Vraag, het jy al 'n persoonlike belewenis? Vra nie,
Het jy al prentjies van Jesus in die kinderbybel gesien en dit jou emosioneel geraak en is 'n wonderlike figuur en dit is so 'n mooi storie. Het jy 'n persoonlike ontmoeting met hom gehad wat jy die krag ervaar het van die buitengewone bonatuurlike inwerking en die verskil wat hy kan maak in lewensomstandighede? Verhaal van hierdie doodgewone idiotiese Petrus gaan verder. Want hy's 'n visserman, baie bekwame in sy jarelange ervaring. Hy het die viswaters waarskynlik beter geken as enige persoon aan wal. Maar op 'n dag was hy moedeloos na 'n hele nag agter die rug sonder enige vis. Hulle is besig op die strand om nette reg te maak en toevallig, en as jy weer die storie gaan lees, ek dink daar was meer as toeval. Toevallig is hy op die plek waar Jesus waar mense by Jesus kom saamdrom. En toevallig kies Jesus Petrus se boot. Sê van Petrus of Simon op daai stadium nog. Simon, skuif jou boot vir my net so 'n bietjie verder in die water in. Nou as jy ooit die voorreg het om by die see van Galilea te wees, daar's 'n paar interessante wetenskaplike feite wat maak dat dit werk soos dit werk. Maar as jy so 20 meter ver van die wal af op 'n boot staan en jy praat met mense, klink dit eintlik of jy met 'n klankstelsel praat. So jy kon 1000 plus mense gemaklik toespreek met 'n normale spraak. Wanneer Jesus klaar is, sê hy vir Petrus, vaar uit na die diep water toe. Kom ons gaan vang weer vis. Petrus se reaksie in vers 5. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur stoep ons loue gerus nie. Ons het nie net daar gaan slaap op die water nie. Ons het geswoeg sonder om iets te vang. Maar kyk waar is die verskil. Daar was 'n ontmoeting met Jesus. Hy weet waartoe Jesus in staat is. Hy gee die feite, maar op u woord. Op u woord sal ek net uitgooi. Sien, die tweede ding is een ding om 'n persoonlike ontmoeting met Jesus te hê, nommer 2. Dis nodig om 'n stap te maak en te sê ek gaan onvoorwaardelik begin volg wat Jesus vir my sê, die opdrag wat hy vir my gee. Daar's hierdie onmiddellike, onvoorwaardelike gehoorsaamheid. En dit het altyd 'n rimpel-effek, want kyk wat gebeur. Hy weet nou al wie Jesus, maar nou waag hy dit en dis deel van geloof, ek begin doen wat hy sê. Vers 6. Toe hulle dit, daar's die woordjie, doen, het hulle so groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Nou dis in daai konteks ondenkbaar. Jy vang net nooit omtrent soveel vis nie. Maar skielik is hier idioote, gewone mense wat buitengewone resultate beleef omdat hulle gekies het bloot om Jesus se onlogiese opdragte onvoorwaardelik te gehoorsaam. Die impak gaan verder, vers 9. Hy het almal wat saam met hom was, hy en almal, dis nou Petrus, Simon, hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, is net so verbaas. Maar kyk nou na Petrus se reaksie. Hy het Jesus al ontmoet. Hy het besef, ek gaan hom onvoorwaardelik gehoorsaam, doen wat hy sê. Maar kyk wat gebeur verder in sy geestelike temperatuur. Vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Aanvanklik was Jesus net 'n belangrike persoon. Hy het hom aangespreek aanvanklik as meneer, net goeie respek. Nou skielik besef hy en maak hy die verklaring, u is die een met die finale sê. U is Heer. U is oorwinnaar oor enige uitdaging. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Skielik is daar 'n ander, want die woordjie wat hy hier gebruik is eintlik die woordjie wat jy net gebruik vir die hoof van die wêreldryk op daai stadium, die Romeinse ryk, die keiser, om te sê u is Kurios. Dit bring ons by die derde kenmerk van idiotes.
wat buitengewone dinge begin leef en vurige volgelinge word. Nommer 3, hulle erken waarheid onmiddellik. Skielik is daar by Petrus net hierdie ligte wat aangaan om te besef, ek ontdek die waarheid. Ek ontdek wie's hy. Hy's nie meneer nie, hy's Here. En kan ek almal van julle se teologie net weer 'n bietjie redigeer asseblief? Hy's ook nie liewe Jesus nie. Moet nooit jou kinders groot maak oor liewe Jesus nie. Liewe Jesus klink soos 'n jelly japie. Hy het gekom as 'n babietjie. Hy word voorgestel as 'n lammetjie, maar hy's ook die leeu van Juda. Hy gaan kom as regerder om te oordeel. Ons het 'n ander insig en 'n ander waarheid wat ons ontdek as ons besef hy's heerser. Petrus ontdek skielik die waarheid. Jy sien slim mense, nie die idioote is nie, die geleerdes, die godsdienstiges. Hulle waarheid is ek's okay. Ek's 'n godsdienstige mens. Ek's 'n goeie mens. Ek probeer mos. Ek sal harder probeer. Ek het ons groot geword met hierdie goeters. My grootouers, my oupa, hulle, my pa, hulle almal, ons is mos goeie mense. Maar wanneer jy ontdek wie's hy's nie meneer nie, hy's heerser. Hoog verhewe, heilig, sondeloos, totaal 'n ander dimensie. En jy die waarheid ontdek dat hy hom bemoei met jou. Jou boot kom kies. Vir jou 'n opdrag kom gee. En kom jy agter hoe ver jy eintlik bevoorreg is, maar tekortskiet en hoe vuil en hoe besoedel jou lewe is en hoe ver jy die punt gemis het, want hy's die Here en jy so anders. Jy sien, wanneer ons eerlik en braaf en mans genoeg is om ons sonde voor die Here te erken, dan doen hy 'n wonderwerk en hy kom verander ons totale identiteit. Kyk wat sê Jesus vir hierdie idioot, wat idioties genoeg is om sy trots en sy selfregverdiging in sy sak te steek, en aan die een kant te sê, wie's Jesus, maar aan die ander kant ook te besef, hoe ver hy tekortskiet, hoe vrot sy eie toestand is, hoe verdoem hy is, hoe hy eintlik vir die ewigheid verlore is, deurtrek is met die infeksie van sonde. Erns mis ek daai. Het ek nou daai vers gemis? Kan ons gou teruggaan na Lukas 5 vers 8 toe. Hy val voor Jesus se knieë neer en gaan sê, gaan weg van my af, Kurios, Here. Hy ontdek wie's Jesus, maar hy ontdek ook sy eie identiteit. Gaan weg van my af, want ek weet nou skielik wie's ek. Ek's nie 'n hotshot nie. Ek's maar 'n low flow gewone. Ek's 'n sondige mens. Maar kyk na Jesus se reaksie. Jesus sê nie, ja, hoogtyd, jy slag weet hoe slegte sondaar is jy nie. Vers 10. Toe sê Jesus vir Simon, Simon, moenie bang wees. Van nou af sal jy mense vang. Simon, die feit dat jy dit erken, die feit dat jy die waarheid gesnap het, Simon, dis die draaipunt waar ek jou maak, nie meer 'n visser van vis nie, maar 'n visser van mense. Inteendeel, Simon, van nou af sal jou lewe saak maak, met groter impak as net die gewone. Jy gaan nou vir die buitengewone en die bonatuurlike begin 'n verskil maak. Van nou af sal jy uiters bruikbaar wees. Petrus, jy voel dalk, jy's nie goed genoeg nie. Moenie bang wees nie. Jy weet dalk nog nie alles nie. Jy dink nie jy het die kundigheid nie. Jy voel soos 'n idioot. Maar van nou af sal jou lewe 'n verskil maak. Inteendeel, vers 10 se laaste gedeelte sê ons, van nou af sal jy mense vang. Jy gaan 'n invloeder word van ongelooflike kapasiteit vir die koninkryk. Daar was 'n persoonlike ontmoeting. Daar was hierdie onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Daar was hierdie ontdekking van die waarheid.
Die waarheid van my eie tekortkominge, maar ook die waarheid van sy beheer en die feit dat hy my radikaal kan transformeer. So kan transformeer dat die Bybel dit beskryf op ander plekke as 'n nuwe begin, letterlik soos 'n nuwe geboorte. 'n Vierde idiotiese kenmerk van volgelinge wat buitengewone dinge vir die koninkryk vermag is in die volgende vers 11. Nadat hulle die skuite op die strand getrek het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Hoe word jy 'n vurige volgeling? Jy maak 'n algehele oorgawe. Jy sien idioote wat ook as metgeselle van Jesus herken word, gee hulle alles. Nie net 'n deeltjie nie, net 'n bietjie nie, en ek wil nooit by een van julle ooit betrokke raak in 'n debat oor tiendes nie, want tiendes was 'n Ou Testamentiese beginsel. Dis nie meer van toepassing op ons nie. God soek nie net meer 'n tiende van jou goed en jou geld en jou tyd en jou geleenthede nie. Weet jy wat soek hy nou? Alles. En dis mense wat idioties genoeg was om te sê, ons kom gee ons hele lewe. Ouens, moenie die impak daarvan verloor nie. Petrus hulle is erken as idioote. Wat al hulle goed gelos het, kan jou indink die res van die, hey, wat van jou boot? Wat van jou nette? Wat? Hulle het hulle bote net so laat lê. Alles wat vir hulle belangrik was tot nou toe, het hulle net laat staan. Alles en almal wat vir hulle kosbaar was, net daar gelos, en soos idioote Jesus begin volg. En hulle volgelingskap was nie handjie opgesteek, liewe Jesus, ek gee my lewe vir u, kom in my hartjie, dankie, amen, aangegaan met hulle normale lewe nie. Nee, dit was 'n radikale transformasie. Ek het hierdie kant toe geloop en toe het ek Jesus ontdek, die waarheid ontdek, die koninkryk ontdek, sy bonatuurlike heerskappy ontdek, algeheel myself aan hom oorgegee. Hy het my radikaal verander van 'n visser van mense na 'n visser van nasies en 'n nuwe salwing en 'n roeping op my lewe. Maar dit het alles gevra om 'n 180 te doen. Mense wat idioties genoeg is om te sê, u is wie u sê u is. U doen wat u sê u doen, ons glo u. Ek dink nie ek praat met 'n gehoor vandag wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Maar die vraag is wel, want ek het jy nog nooit besluit om Jesus aktief met alles te volg nie. Jy het nog nooit nodig gehad om Jesus te volg nie, want dit was vir jou besluit. Dis hoe jy groot gemaak is. Ek kom met 'n agtergrond van, ek's half geïndoktrineer van kind af van, is 'n kleintjie van Jesus. Totdat ek ontdek het en genadiglik my ouers die lig gesien en ontdek, nee. 'n Persoonlike ontmoeting met Jesus is nodig om my radikaal te sien draai van geestelike doodsheid na geestelike lewe en lig. Het jy al aktief daai keuse gemaak om te sê, ek wil hom volg? Want as jy hom nie met alles gaan volg nie, dan word jy in die godsdienstige lou kategorie. Dis waar jou temperatuur is. En Jesus se riller woorde is, mense wat in die lou kategorie is, godsdiens fyn, doen hulle ding, wil hulle uit my mond uitspoel. En moontlik het jy al 'n besluit geneem. Jy's 'n aanhanger. Jesus is ook een van jou fans. Jy's 'n ondersteuner. Op sosiale media wil jy ook sê jy like vir Jesus. En jy redeneer en jy het verduidelikings oor hoekom jy nie alles kan los nie. Maar dan is daar ook mense wat idioties genoeg is om te sê, Here, ek's in. My alles is op die altaar. Wat U ook al sê, sal ek doen. Wat U ook al van my verwag. Waarheen U my ook al mag stuur. Is jy al daar?
Want jy sien, dis die kenmerk van vurige, brandende volgelinge. En die gevolg wat ons sien, vyfdens, is hierdie vurige volgelinge word onblusbaar. Hoe verder Petrus gaan en die omstandighede al moeiliker raak Petrus al meer ywerig. Aanvanklik in sy eie krag. Maar hy wil so nou en dan vir Jesus 'n bietjie ook hand by sit en vir Jesus sê wat hy moet doen. Verstaan jy, hulle vir Jesus vertel, ek sal by u staan, en hy het Malchus se oor afgekap toe hulle probeer het om Jesus gevange te neem, en dan dieselfde aand sê hy vir 'n 3 meisie 3 keer, nee, ek's nie een van Jesus se volgelinge. Want jy sien, dis een ding om Jesus te volg in jou eie krag. Jesus soek nie ons ywer nie. Hy soek ons beskikbaarheid, hy soek ons alles, sodat hy ons met homself kan vul, en dit Christus in ons is wat 'n vuur aansteek, wat ons brandend maak. Jy kan nie probeer hitte genereer vir hom nie, slegs hy kan dit deur ons doen. Handelinge 4, in hierdie gesprek, waar die lou godsdienstige leiers probeer uitvind, hoe hierdie idioote sulke bonatuurlik buitengewone goed kan vermaak. Vers 7. Hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle hierdie verlamde man laat loop? Want hy's 'n celebrity, almal ken hom hier by die tempelpoort. Nou is hy nie daar nie, ons moet dit verduidelik. En hoor Petrus. Petrus is nie meer vol van homself nie, dis nie sy eie ywer nie. Toe Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde. So hier's 'n groot skare, belangrike ouens. Maar hierdie idiote staan op met 'n vrymoedigheid, vol van die Heilige Gees. Jy sien, dis die soort mense wat die Here deur die eeue gebruik het. Dis die ingesteldheid wat van die kerk hierdie onkeerbare en brandende en vurige wit warm beweging maak. Diegene wat alles laat staan het om Jesus te volg, alles prys gegee het, ook hulle eie ek, van hulle eie troon afgeklim het, sodat Jesus deur sy Gees hulle binneste in beheer kan oorneem, en dit bring die vuur. Daar kom die krag. Hulle het alles probeer. Petrus en Johannes is gewaarsku. Gaan lees die res van die boek Handelinge. Later kom Paulus aan boord, selfe merktekens in sy lewe is daar, en hy word net eenvoudig onblusbaar. Hoekom? Omdat die Gees van God hom so vurig en kragtig brandend gemaak het. Hulle is gewaarsku, hulle is gedreig, hulle is gearresteer, hulle is geslaan, hulle is gemartel, hulle is gegesel, en steeds is hulle vurig, en veroorsaak hulle waar hulle gaan, havoc in die godsdienstige kringe. Die loues haat hulle. Godsdienstige leiers vra, wat op aarde gaan ons met hierdie mense doen? Gaan ons hulle weer arresteer? Jy kan hulle self probeer doodmaak, en ek het julle al die inligting gegee, al 11 apostels is om die lewe gebring. Johannes, wat uiteindelik Openbaring skryf, is in kookolie laat sak, en het niks oorgekom nie. Hulle het hom uitgehaal en besef, stuur hom net na 'n eiland toe, want hier is so iets anders in hierdie idiote. Mense wat buitengewoon anders is, terwyl hulle so gewoon moes wees. Dan in hierdie situasie met Petrus hulle. Wat moet ons met hulle doen? Reageer een van die wyse leiers van daai tyd, Gamaliel. En hy sê die volgende oor hierdie idiote. Handelinge 5 vers 38. Hy sê wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los. Want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as hierdie idiote bekragtig is deur 'n buitengewone vuur, as dit van God afkom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. Jy sien, wanneer idiote waag om Jesus te gehoorsaam, wanneer hulle die waarheid ontdek wie hulle is, op hulle eie sondaars, niks werd, tot niks in staat nie, maar met hom as heerser tot alles in staat is, en in die prosesie dan gee ons alles oor, ons stel hom eerste, ons stel sy koninkryk eerste, want hy gaan al die ander dinge ons voorsien. Dan begin die bonatuurlike,
beheer kry oor die natuurlike. En word hulle onblusbaar vurig. En wanneer genoeg idioote saamkom en sê Here Jesus, ons glo. Ons sal doen wat U sê. Dit maak nie saak wat dit verg of kos nie. Dit gaan in elk geval nie oor ons nie. Dit gaan oor U. Dit gaan oor U naam. Dit gaan daaroor dat ons agente wil wees. Mag U koninkryk kom, soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. En dan word hulle mense wat jy nie kan keer nie. Jy sien, wanneer gemeentes bestaan uit godsdienstige kundiges met geleerde opinies en intellektuele kritiek, word die kerk net nog 'n humanistiese organisasie sonder slaankrag vir die koninkryk. Maar wanneer gemeentes bestaan uit 'n samekoms van gewone mense. Almal van ons het onsself al in die spieël gekyk oor 'n stupid besluit en ons gesê, ja, jy's al my idioot. Net om te erken, sonder U is ek niks werd. Maar eerens het ons die lig gesien om te sê, ons wil gehoorsaam wat hy sê. Alles prys gee. Onvoorwaardelik sê, ons sal U volg. Dan word sulke gemeentes 'n onstuitbare vors op alle terreine. Ek glo is vanoggend 'n paar mense hier wat naïef genoeg wil glo. God kan steeds groot genoeg wees om heerser te word van idioote en hulle so deur die Heilige Gees bekragtig dat hulle bonatuurlike resultate gaan beleef. Paulus herinner ons daaraan in Efesiërs 3 vers 20. Hy sê God wat deur sy krag in ons werk is magtig om oneindig meer te dink, te doen as wat ons bid of dink. Kan ek jou uitnooi? Miskien het jy dalk vandag vir die eerste keer nodig om terug te kom. Om te kom. Sommige van ons het nodig om terug te kom. Die Here het so 'n besondere plan met jou lewe. Jy's so gefokus op jou nette, jou boot, jy's 'n visser. Maar wil jy hom nie toelaat om aan boord te kom en so 'n radikale verandering te maak dat al gee 'n klomp goed prys, daar's 'n nuwe seisoen wat vir jou gaan aanbreek of wil aanbreek. Want hy het 'n besondere plan met idioote. Nog altyd. 1 Samuel 2 vers 8. Hoor jy die amazing vers? Hy laat die geringes uit die stof opstaan. Hy hef die armes op van die ashoop af, om hulle by vername mense te laat sit. Hy skenk hulle 'n ereplek. Dis waarin ons God spesialiseer. Vir diegene wat kom en sê, ek weet nie of ek kan nie. As jy nie dankbaar nie, ek sit weer 'n aanhaling vir jou op die skerm. God doesn't call the prepared. He prepares the called. Jy's 'n geroepene, hy het 'n droom vir jou lewe. Hy wil in jou boot klim, hy wil jou die weninstruksie gee. Hy wil hê jy moet die ontdekking maak wie hy is, wie jy is. En hy wil homself deur jou laat manifesteer. Dink ons leef op hierdie stadium in 'n flou, lou geestelike klimaat. Waar dinge rondom ons onsmaaklik lou geraak het. Vurige gemeentes met vurige volgelinge van Jesus is nou nodig. Mense, manne en vroue, gewone mense soos ek en jy, wat die krag en die andersheid van Jesus se heerskappy so beleef dat ons wit warm sy andersheid kan uitlewe. Idioties wat buitengewone dinge kan doen. Kan ek jou uitnooi? Kom waag dit. Hoe lyk jou geestelike temperatuur? Kyk nie net na daai 5 punte. Jy al 'n persoonlike ervaring en 'n ontmoeting met hom gehad. Is jy bereid om hom onvoorwaardelik te probeer? Here, U sê, en nou gaan ek doen. Jy gaan die waarheid ontdek, wie jy is. O, ek is toe nie so 'n goeie mens nie. Ek het soveel wat eintlik teen my tel, dat ek nooit volmaak voor 'n heilige God sal kan staan nie. En dis net volmaakte mense wat kan hemel toe gaan. En ek gaan dit nie maak nie. Maar daar's 'n verlosser wat vir my wil kom cover en my wil kom verander.
en die waarheid vir my laat ontdek, dat alles ek hel verdien, kom hy en hy kom bekleed my met sy geregtigheid, hy kom maak van 'n idioot 'n koningskind. Hy kom cover my, hy kom bekragtig my, hy kom laat my toe om 'n nuwe fase van lewe te kan ervaar. En hy maak my onblusbaar. Kom waag dit. Vra die musiekspan regmaak, ons gaan weer daai verklaring maak wat sê, hier's die een. Terwyl ons dit doen, terwyl hulle gereed maak, kan ek jou uitnooi net daar waar jy sit om jouself te evalueer en te sê, Here, waar's my temperatuur vanoggend? Wanneer laas ek met U 'n persoonlike ontmoeting gehad? Is ek miskien ongehoorsaam op hierdie stadium? Is ek besig om te val vir die leuen van glo net in jouself? Ons diself hoort agter die kruis, onder die kruis. Hy moet meer word, ons minder. Maar op daai plek kom waar ek algehele oorgawe aan hom kan maak en die wonderwerk kan beleef sonder om daarvoor te smag, omdat ek soek na 'n meerderwaardigheid en 'n status en erkenning. Beskikbaar is sodat hy dan deur my kan maak wat hy wil. Sal jy saam met my bid en kom ons praat met die Here. Here, dit is so bemoedigend aan die een kant om vandag te weet wat U met stikkende gewone mense kan doen. Mense wat in die kategorie val van idioote. Dankie dat Petrus vir elkeen van ons 'n ongelooflike bemoediging inhou en bykans elke ander karakter ook. En as U dit vir hulle kan doen, kan U dit met elkeen in hierdie gehoor vandag doen. En ek kom bid dat dit nie sal begin by 'n maar net nog 'n besluitjie wat ons neem nie. Ek kom bid dat U ons sal bring by daai plek waar ons 'n waaragtige ontmoeting met U sal hê. In die bonatuurlike, kragtige andersheid van U almag sal vasloop. Dat ons 'n keuse sal maak om U te begin gehoorsaam en dankie dat die waarheid, wanneer ons dit ken, dit vrymaak. Mag ons eie gebrokenheid en diskwalifikasie herontdek, maar in dieselfde asem nuwe waardering hê vir U heerskappy en die feit dat U uitreik na ons en 'n radikale verandering wil maak. Dat U in ons wil kom woon. En ons wil kom verander, nie net om vir ons 'n status te gee nie, maar om bruikbare agente te wees vir 'n koninkryk wat U besig is om te bou. So ek kom bid vir 'n ander ingesteldheid by elkeen van ons. Dat ons met ander geloofsoë sal kyk, selfs na onsself, wat als moontlik is. Meer nog, met 'n ander geloofsoog sal kyk, na waartoe U als in staat is. U die track record, die geskiedenis bevestig dit. U is wie U sê U is. Kom bid dat elkeen van ons, veral omdat dit winter is, dat ons geestelike temperatuur so sal uitstyg dat ons by brandpunt sal wees, konstant vir U. En dankie dat ons nie hoef uit te brand nie, want U kom vul ons. Ons brandpunt kom van U as ons bron af. Kom ontmoet U met ons, kom bring U die transformasie. Kom doen U die wonderwerke. Verander lewens, kom verander die traject en die rigting van dit waarin ons lewens mik. En mag U verheerlik word deur 'n brandende, vurige individu en gemeentes wat begin uitstaan vir U. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Staan saam met my. Kom ons maak hierdie verklaring.